You are not everyone's cup of tea. The world is filled with people who, no matter what you do, no matter what you try, will simply not like you. But the world is also filled with those who will love you fiercely. The ones who love you, they are your people. Don't waste your finite time and heart trying to convince the people who aren't your people that you have value. They will miss it completely. They won't buy what you are selling. Don't try to convince them to walk your path with you, because you will only waste your time and your emotional good health. You are not for them, and they are not for you. You are not their cup of tea, and they are not yours. Politely and lovingly wave them along, and you move away as well. Seek to share your path with those who recognize and appreciate your gifts and who you are. Be who you are. You are not everyone's cup of tea, and that is okay. Twee foute wat ek en jy heel gereeld maak, is om te probeer om God se werk vir hom te doen. Die eerste een gebeur wanneer ek en jy dit op onsself neem om ander mense te wil verander. En dan natuurlik die tweede een gebeur wanneer ek en jy leef met die veronderstelling dat almal vir ons moet lief wees en almal van ons moet hou. Dis soos wat die ou oomie eendag vir my gesê het: "Dominee, die liewe Here kan nie eers almal gelukkig hou nie. So hou jy op om dit te probeer doen." Hoe meer tyd ek en jy in die teenwoordigheid en saam met God spandeer, hoe meer word ons dit waarvan Paulus praat in 2 Korintiërs 2 vers 15. Ons is die wierook wat deur Christus vir God gebrand word, waarvan die geur die bereik wat gered word, sowel as die wat verlore gaan. Die oomblik wanneer ek en jy dit snap en ophou om te probeer om iets of iemand te wees waarvan ander moet hou, my fokus van hulle af wegneem en dit op God fokus en probeer om die mens te word wat God wil hê ek moet wees, dan gebeur daar 'n interessante ding. Dan begin mense God ryk en begin dan om verby my te kyk. Die verdere interessante, Jesus se opdrag aan ons was nooit om mense te bekeer nie, want geen mens kan 'n ander mens bekeer nie. Dit is die eksklusiewe werk van die Heilige Gees om mense kinders van God te maak. En dieselfde geld ook ten opsigte van gedrag. Ek en jy kan nie iemand anders se gedrag verander nie. Al wat ons moet doen is om hulle lief te hê en die Gees te vertrou om hulle te bring tot die insig dat dit waarmee hulle besig is en dit wat hulle doen nie reg is nie. Nehemia het op God gefokus en op homself, sy familie, sy volk. Hy het hom nie die hele tyd loop en bekommer oor hoe gaan dit moontlik wees, hoe gaan hy verby die koning kom. Hy is 'n dienaar van die koning, die skinker, elke dag in die koning se teenwoordigheid. Hy sal nooit toestemming by die koning kry om die mure van Jerusalem te kan herbou nie. Die interessante is, Nehemia het nie eers probeer om die koning van enigiets te oortuig nie. Hy het sy probleem vir God gegee en toe het hy God vertrou om dit te kon doen wat hy nie kon doen nie, om die koning se hart sag te maak en sy hart te verander. Kom ek lees weer vir jou uit Nehemia 2 vanaf vers 4. Toe sê die koning vir my: "Is daar iets wat jy my wil vra?" Ek het 'n skietgebed opgestuur na die God van die hemel en toe vir die koning gesê: "As die koning dit goed vind, as die dienaar op u goedgunstigheid mag reken, stuur my na Juda toe, na die stad waar my voorvaders begrawe is, sodat ek die stad kan herbou." Die koningin het langs die koning gesit. Hy het vir my gevra: "Hoe lank sal jou reis duur en wanneer sal jy terug wees?" Hy was die saak, dis goedgesind. Wanneer ek en jy vir mense bid, hulle lief hê, kom verander God my, en dan verander my kyk en my belewenis ook van hulle. Sakke vol seën vir jou.